ander geskiedenis wat bewys word is dat die Colosseum in Rome, wat u soveel kere die foto's sien wat halfpad afgebreek is, hulle hou nog feeste daar en hy's binnekant nou al gerestoreer, maar buiteom hou hom so dieselfde as wat oor kan, daar word popfeeste en verskillende feeste gehou binnekant. Dus die geskiedenis het bewys dat op daai stadium wat die Romeinse Ryk gedoen het, hulle het amper so iets soos die Olympiese Spele, soos ons die Olympiese Spele ken elke 4 jaar. Dit kom van die Grieke af, die Olympiese Spele kom van die Grieke af. Nou die Grieke het die Olympiese Spele gehou, elke nou en dan om hulle mense wat onder die Griekse regering gedien het, rustig te hou, en dan het hulle spele gehou. En toe die Romeinse Ryk uitvloei uit die Griekse regering uit, met al hulle afgode en al die dinge, het hulle ook die spele saamgebring. Want die Romeine het gevind dat dit bring rustigheid oor die mense, onder hulle, mense wat onder hulle gedien het. Met ander woorde, soos die Israeliete en van die ander volkere, en hulle het teen mekaar dan laat spele hou en so aan. En dit was juist die tyd wat dit amper tyd was vir die spele wat in Rome sou plaasgevind het, waar hulle die Colosseum gebou het. En die keizer het gevrees daai tyd 70 na Jafashua, dat as hulle nie die Colosseum klaar kry nie, dan kan daar 'n opstand kom onder die Israeliete en onder die ander volkere wie almal gedien het. Onthou dat die Romeinse Ryk het die aarde beheer op daai stadium. Dit totaal die aarde beheer. So wat hulle gedoen het dan, en hulle het in verskillende stede begin oefen, in verskillende lande begin oefen vir so tipe van dan 'n Romeinse spele in die Colosseum. En waar die sterk ouens dan teen die diere geveg het en teen mekaar gladiators geveg het met swaarde en wat ook al. En daar was 'n vrees omdat hulle nie die geld gehad het nie. Die Romeinse regering het op daai stadium volgens die geskiedenisboeke nie geld gehad om die spele aan te bied nie. Want die Colosseum was nie klaar nie en hulle kon hom nie klaarmaak nie. En dis waarom daar besluit is deur die Romeinse regering om Titus te stuur na Jerusalem toe om die tempel te gaan afbrand. Want hulle het geweet, dis een massiewe goudmyn wat daar staan. Die Israeliete wou hulle nie toelaat nie, en soos ek verduidelik het net nou, na 9 maande, wanneer hierdie Israeliete vermaar en verarm is en nie krag het nie, en nie meer kan weerstand bied nie, breek die Romeinse soldate deur en hulle oorweldig dan die Israeliete. Nou die geskiedenis bewys dat die Bybel ook, dat die stad geheel en al Jerusalem, die tempel verwoes was en afgebrand was, en natuurlik dat die mure van Jerusalem tot op sy fondamente afgebreek was. Dis hoekom ek sê, die mense wat gevang word om Israel toe te gaan, so elke nou en dan, al hierdie toere, met al hierdie sangers en al die ouers, groot geld maak. Die bewyse is daar, in en om Jerusalem, dat die oorspronklike fondasies van die mure van Jerusalem is omtrent 50 tot 70 meters onder die grond. Nie bo nie. Alles wat julle daar aanskou, is agterna, oor 'n tydperk van 2000 jaar, weer opgebou. Dis nie die oorspronklike Jerusalem nie. Die fondasies is nie eers die oorspronklikes nie. En dit het die Katolieke vir ons al hoeveel keer bewys, wanneer hulle ingrawings gemaak het, waar hulle gaan kyk na fondasies en grondgebiede, en ander gebouwe gebou het, waar hulle moes afgesak het, dan kom hulle by die oorspronklike fondasies uit, wat daar is. So, net om die geskiedenis reg te kry, en weet jy wat, ek het nie nodig om jou enige storieetjies te vertel nie, jy bietjie jou eie huiswerk wil doen, en navorsing kan jy gaan kyk, en jy gaan dit jouself kry. So, die stad Jerusalem is in geheel verwoes. Hy sê, ook die Israeliete, die mans vernaamlik,
wat oorgebly het, daar was nie baie nie, dit was 'n handjievol, was so maar, dat hulle nie eers op die slawemarkte, die Romeinse regering, want hulle het hulle na Rome toe gevat, in ballingskap gevat, nadat hulle Jerusalemse mure afgebreek het hulle gevat. Hulle kon hulle nie eers as slawe verkoop nie, so maar was hulle. Want hulle het nie krag gehad om te werk nie. Die vrouens is sommer net gevat in verkrag en onder die Romeinse soldate versprei as seksslawe en altyd goed. Maar die Jode, ek wil kom terug, die Israeliete, ek wil eers by die Israeliete bly. Die Israeliete was so maar en verarm, dat hulle nie in Rome verkoop kon word nie, as slawe nie. En dan want hulle moet hulle voer, en dan voer hulle hierdie Israeliete uit na Europa toe. Jy moet onthou, Europa het bestaan, in die tyd van Jafashua. Gaan kyk na die kaart. Germaans, dit is Germany. Engeland, hulle noem hulle Engeland, dis Engeland. Eintlik Engeland, Engeland. Gaan kyk, dit was Engeland geweest. Gaan kyk na jou kaarte van 2000 jaar gelede, dan val jy agteroor, as jy agterkom, dat die hele Europa was omtrent daar geweest.